Ons lees saam met Matteus 27 vers 45 tot 52. Daar staan die volgende geskrywe. En van die 6de uur af het daar duisternis gekom oor die hele aarde tot die 9de uur toe. En omtrent die 9de uur het Jesus met 'n groot stem geroep en gesê, Eli, Eli, lama sabachthani. Dit is, my God, waarom het U my verlaat? En sommige van die wat daar staan hoor dit en sê, hy roep Elia. Toe hardop daar dadelik een van hulle en neem 'n spons en maak dit vol asyn en sit dit op 'n riet en laat hom drink. Maar die ander sê, wag, laat ons sien of Elia kom om hom te verlos. Daarop het Jesus weer met 'n groot stem geroep en die Gees gegee. En kyk, die voorhangsel van die tempel het in twee geskeur, van bo tot onder, en die aarde het gebewe en die rotse het geskeur, en die grafte het oopgegaan, en baie liggame van die ontslape heiliges het opgestaan. Tot sover uit Matteus 27, let weer op vers 46, en omtrent die 9de uur het Jesus met 'n groot stem geroep en gesê, Eli, Eli, lama sabachthani. Dit is, my God, waarom het U my verlaat? Tot sover in die woord van die Here. Hierdie oordenking is een van 7 wat let op die kruiswoorde van ons Here Jesus Christus. Nou die kruiswoorde is die woorde wat die Here gesê het of gespreek het net voordat hy dan ook gesterf het, daardie tydperk voor hy aan die kruis gesterf het, dis die woorde wat hy gespreek het wat dan die kruiswoorde genoem word. Nou in hierdie gedeelte, vers 46, hoor ons dat die Here Jesus Psalm 22 aanhaal, Psalm van Dawid. En ons weet ook in die Psalm, net soos die Here Jesus hier uitroep, roep Dawid ook uit in daardie Psalm. Hy roep uit na die Here om hulp 3 maal. Vers 2, waarom het U my verlaat, ver van my hulp, van die woorde van my gebrul. Vers 12, wees nie ver van my af nie, want die nood is naby, want daar is geen helper nie. Nou vers 20, maar U, Here, wees nie ver nie, my sterke maak tog gou om my te help. Dis wat Dawid dan ook uitgeroep het. Aan die einde van hierdie gedig van Dawid moedig hy sy volksgenote en ook mense van ander volkere aan om tot die Here te roep. Hulle moet aan hom die eer gee, die ware God en die enigste God, ja, jou en my enigste God, omdat hy die ellende van die ellendige nie verag nie. Hy sien dit raak, hy verag dit nie. Die Here het gehoor toe Dawid geroep het. En so het jou verlosser tot sy Vader geroep. Hy was van God verlate. Hy woorde van vers 46 om te hoor, my God, waarom het U my verlaat? Hy was van sy Vader verlate. Hy het benoudheid en smarte en verdrukking en verskrikking en die helse kwelling beleef tydens sy ganse lyding. Maar veral daar aan die kruis in besonder het hy dit beleef. Besef jy dit? Glo jy dit? Christus het hierdie lyding beleef, hierdie angs, sodat jy en ek dit nie hoef te beleef nie. Jy sal nooit van God verlate wees nie, want jou verlosser het dit deurgegaan, het die dood oorwin, sodat jy nooit van God verlate sal wees nie. Deur dit alles het hy ons van die helse kwelling en benoudheid en pyn verlos. Hy het daardie woorde geuiter, sodat ons kinders van God mag wees. Amen. Kom ons bid saam.
Here Jesus, dankie dat U deur daardie kwelling en helse pyn en benoudheid gegaan het. Dat U verlate was van die Vader, sodat ons nooit hoef te wees nie. Dit gee ons troos, want ons behoort aan U vir ewig en altyd. Help ons om ook soos verlosters te lewe. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Gloria,